Ons het opneem daar, Ja. een post. Ja. Ons post dit op YouTube. Ek kan niet in de mic vat. Eerste is die opname nie so wat op sy. Sê jy nie die groen druk. Jy kan ook stap. Jy kan net hier agter toe gaan. Soos jy lees jou lewe is. Hallo, het is my lekker om hier te wees vanoggend. Ja, dis glad nie bepaald nie, soos wat pastoor gesê het, is gisterand toe praat ek met die Here en ek sê, Vader, waar moet ek myself inskakel by geesvervulde familie? En die Here wys vir my daar waar die lig skyn. Die lig skyn en ek gaan kyk toe Tannie Google sê, help my, en ek sien maar, hier is 'n gemeente met die naam Die Lig Familie. En ja, ek wou toe vir pastoor net so voor 12 WhatsApp stuur, te sê, pastoor, waar is dit? Maar ek dink die pastoor sou so blymoedig gewees het, daai tyd vandag. Amen, ja, ek wil begin deur vir julle 'n kort boodskap te gee van God het 'n plan met elkeen van ons se lewens. Somtyds lyk dit dalk nie so, somtyds weet jy nie daarvan nie. Somtyds weet jy daarvan, maar jy hardloop weg van dit af. En dit raak soos 'n wiel. Jy gaan hardloop, en dan kom jy weer by daai punt waar die Here vir jou gaan sê, hallo, hier is my plan vir jou. En dan hardloop jy maar weer, doen jou dingetjies, gaan aan, en dan kom jy weer. Totdat die dag wat jy gaan sê, yes Lord, stuur my. En ja, kort getuienis van my lewe, gebore groot geword, tussen Amersfoort en Ermelo, so daar tussen Erns en Erns, is 'n klein plek met die naam Kalkoenkraans. Ouers was plaasboere gewees, groot geword daar, wondere gematrikuleer, 98. Ja, en my pa se droom was gewees, ek moet gaan boer. Ek moet pampoenboere toe gaan aan Potch. My ding was, nee, ek gaan nie. Ek gaan stad toe. My suster was toe daai tyd in die vloot en in Pretoria en ek gaan so toe, ja, kom daar aan en die stadsliggies nooi vir my in. En ja, ek het toe naderhand myself bekwam as 'n elektriesien en toe in konstruksie begin werk en groot gegaan. En met die groot gaanery kom daar 'n ding van geld. En ek het op 'n punt gekom waar ek gedink het ek is geld se baas. Groot bakkies gery, klomp pelle gehad. En met dit het daai eie ek gekom. In Pretoria aan daai kante kry jy by elke robot 'n ouetjie wat staan met 'n bordjie wat, jy weet, hulle het 'n hele storie daar. Jy weet, vrou, 5 kinders, hond, kat, papegaai, so iets, jy weet, en dan help asseblief. En ek het neergekyk op hierdie manne, die vrouens. Soveel dat ek vir hulle gesê het, man, julle is te sleg om te werk, voetsek, kom uit my pad uit, blablabla. En ek het nooit geweet wat dit 'n impak wat dit in my lewe gaan hê nie. En ja, net so voor COVID, in Maart maand 2019 toe begin die kaarte te val in my lewe. My ouers word vermoor op die plaas. En ek kom daar aan en jy weet, dit is nie 'n mooi gesig nie. En dit het my so in 'n diepe wrok gevul. Ek was so kwaad, so woedend, so haatlik. Ek het myself begin verwyd van, as ek maar net gaan swat het, as ek maar net op die plaas was dit anders te gewees. En ja, dit het gekom tot op 'n punt waar ek hierdie ouens so gehaat het, hulle was gevang, die drie Mosambiekers en hof toe gesleep en daar het 'n dag gekom waar ek so vol haat was, dat ek gesê het, ek gaan hierdie ouens uithaal. En gekom in die hof en agter die beskuldige bank gesit en daai tyd hierdie groot baantjies gehad en blokke hier langs die kant. En ek het beplan, ek gaan hierdie ouens klaarmaak. Ek gaan hulle vroeg wegsteek. En
ek dink meeste van julle, as julle ooit in 'n hof was, sal weet, die ondersoekbeampte sit nooit by die familie nie. Dis aan een kant. En daai dag, kom sit kaptein Matebula, so groot Zulu, langs my, hy groet my, maar ons praat niks nie. En die hofverrigtinge begin, en die ouens kom een vir een op, en die naderhand is dit die 3 mannetjies, en hulle staan, en ek sit daar, soos wat ek wil, opstaan om nou die skoot te tref. Toe gryp daai man my hand en hou my daaronder. Sy het nooit 'n woord daaroor gepraat nie. Nooit. Tot daarna, wat hulle lewenslang gekry het, nooit daaroor gepraat nie. Ek het nie die Here in dit gesien nie, want ek het nie die Here geken nie. Ek was getroud gewees, gelukkig getroud, mense. Ja, die Here het 'n engel op my pad gestuur en wat my as man rustig gemaak het en ek het haar ontmoet toe sy in remissie. En ek het deur al die dinge gegaan en tot op 'n punt waar ons kry daai nuus. Dis terug. En ons moet weer deur daai goeders gaan. Weer deur die servikale kanker, deur daai goeders. En dit het my getref. En sy is huis toe. Sy is by die Here. Maar dit het ek ook nie gesien nie. Ek is kwaad, ek was woedend. Ek het vir die Here vervloek. Ek het gesê, Here, jy is nie 'n God nie. Wat so God is jy? As jy 'n God van liefde is, jy vat my ouers weg, jy vat my vrou weg. Waar sit jy? En dit het teruggekom. Want dis COVID tyd toe en die besigheid maak toe en ek verloor die besigheid en die plaas is gelikwideer. En ek besluit daai dag aan dan. Ek tap uit. En ek gaan plaas toe, klim in my bakkie. En ek kom maar, nou kyk al Koenkrans is rarig tussen ergens en ergens, gaan Google Map 'n bietjie daai plek. En ek kom op die plaas, ek sit daar. En ek besluit, okay, nou gaan ek myself klaarmaak. En terwyl ek daar sit, kom maar so baie dinge op by my aan. En ewe skielik hoor ek hierdie. En ek kyk so, en hier staan 'n man. Maar ek skrik my melk suur. Waar kom hierdie ou vandaan? Ek meen, dis tussen ergens en ergens. En ironies genoeg draai ek die venstertjie so af. En ek kyk ook, ek het nie woorde nie. Die ou kyk vir my so en hy sê in Engels vir my, Carl, it's not worth it. En daar breek ek. Vir die eerste keer in 'n lang tyd. My pa was daai pa gewees wat vir jou gesê het, jy, man hou nie. En as jy wil, lyk asof jy al, want hy vir jou sê, moet ek jou 'n rede gee om te hou. Manne, hoeveel van ons het dit gehoor? En ek krak. En ek huil, en ek is deur mekaar, en ek weet nie hoe lank nie, maar toe ek opkyk, is hierdie ou weg. Ek spring uit die bakkie uit, waar is die ou? Is nie daar nie. En ek besef toe daai tyd, iets het gebeur. En ek ry deur Amersfoort toe, daar by die AGS-kerk, kom my by die pastoor, ek sê vir die pastoor, ek weet nie wat het nou gebeur nie, maar hierdie, dit, dat, en hy sê, weet wat, spyt nou om jou lewe te kry met Boeta. En daar en dan gee ek my hart vir die Here, en ja, daar was nie 'n engelenkoor wat gesing het, halleluja nie, daar was nie vuurwerk nie, maar daar was 'n vrede binne in my. En ja, ek het op 'n stadium met ek te Kaapstad toe getrek en ek vra die Here eendag, Here, ek wil vir U iets doen. Bybel lees is nie net genoeg nie. Die Bybel is vir my 'n riglyn. Maar ek wil iets doen in U bediening. Ek wil in U koninkryk, ek wil iets doen. Dit help nie, jy sit net die hele elke Sondag die bank vol en dan stap jy daar uit. En eendag is ek so in die pad en af en die Here wys my, Here praat met my en sê, jy wil in bediening ingaan. Daar is jou bediening. En jy sit 'n ou vol lyse, dronk soos 'n tol, langs 'n borrelstoor, haweloos. En die Here wys my gaan bedien daai uit. En ja, daar het ek my calling gekry ook. Waar wil die Here my gebruik? Om uit te gaan na daai ouens wat die gemeenskap, die mense het opgegee op hulle.
om uit te reik na hulle toe. Nie net geestelike voedsel nie. So ja, die Here het jou lief. Gee hom iets om te eet. Dankie Here vir solidariteit winkeltjies en hierdie SPCA winkeltjies. Kry vir hom ietsie om aan te trek. Weet, ry uit, wys vir hom Christus in aksie. En dan as hy sy hart vir die Here gee, mense, ons is nie hier om net siele te wen nie. Jy kan nie net 'n ou na die Here toe lei en vir hom sê, okay, Here seën jou Kobaai, dan gaan jy. Skakel in by 'n gemeente, 'n familie. Kom terug by die stad kom. 2 jaar terug sê die Here vir my, jy moet uitgaan en jy moet gaan getuig. En ek sê, Here, ek dink u is by die verkeerde adres. Ek dink, dan nie Poppie hier langs aan, sy is dalk 'n bietjie beter as ek. En die Here sê dit om my, sê, jy moet gaan getuig. En ek begin al hierdie verskonings uitdink. Ek het toe net weer beginne in besigheid, klein ou bakkie, werk een man alleen en dink al hierdie verskonings uit. En op die einde van die dag sê ek vir die Here, okay, kom ons maak so. U woord is my leiding. As u vir my kan wys in u woord, ek moet uitgaan en gaan getuig, by all means, I'm for that. En ek dog toe met respek gesê, dat ek die Here nou in die hoekie. En ons almal dink, ja, jy ken so 'n paar teksverse, dan kan jy, en 'n paar dae gaan verby, en in my stilte tyd, dink nommer hoeveel, stilte tyd, mense, nie tyd waar mamma en pappa saam ietsie lees nie, dis nie stil, jou stilte tyd is jou tyd tussen jou en die Here, klaar. En in my stilte tyd sê die Here vir my gaan lees Handelinge 1 vers 8. En nog ek kan sien pastoor weet van Handelinge 1 vers 8. Ek maak die Bybel oop en ek voel soos 'n 4 pond hamer wat my tussen die oë slaan. En daar staan geskryf, jy sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor jou kom. En jy sal my getuie wees in Jerusalem, sowel as Judea, Samaria en uit die kant van die aarde. Ek het geweet, dis nou die tyd. Ja, ek wil nog stry. Ek het amper vir die Here gesê, maar Here, ek is in Kaapstad. Dis in Jerusalem. Maar dis nou genuine soos 'n seun wat sy pa bietjie push. En ons laities, ons weet hoe ver kan jy vir pa gepush het voordat hy vir jou 5-fold ministry. En ek sê vir die Here, dis reg. En ek is half bang, maar half opgewonde en ek gaan na ons gemeente toe en ek sê vir ons pastoor, dis nou nie dadelik nie, so 'n week, 2 weke daarna, sê pastoor, ek moet pastoor sien. Hy sê, jy weet mos, en ons sit en ek sê, pastoor, die Here het vir my gesê, ek moet uitgaan, ek moet gaan getuig en die en daar en die en ek soek die kerk se seën. Nou kyk pastoor Johan, kyk my so, hy sê vir my, okay, wow, jy wil dit gaan doen. Okay. En jy sê, wie het vir jou gesê? Die Here. Ja. Hy sê, nou wat soek jy by my? Hoekom soek jy God, my seën, die kerk se seën, as jy die seën van die Allerhoogste ontvang? En toe weet ek, ja, en ek is nou al wat, begin laas jaar, is nou jaar en 5 maande, van Kaapstad af, reg op die kus af, tot Messina, en nou is dit op pad terug, en waar ek gaan, is vir my die belangrikste daai boodskap, Jesus het jou lief. Yes. Jesus loves you. Mense besef dit nie. Ons kyk vas in ons omstandighede, ons kyk vas in al hierdie ander goedjies. Met die stap tog, ek het begin beplan en jy weet, jy dink dadelik, hoor so, hierdie is groot. En ek het toe ek die logistiek van het uitwerk, toe sê ek, Here, okay, ek het nou my motorfiets wat gaan, maar Here, ek het bang geword, mense, die vyand sal kom en hy sal vir jou bang laat maak, wat ook al die Here jou groot het. En ek gaan en ek sê vir die Here, aangesien u vir my gesê het ek moet hierdie doen, ek sal dit doen. Maar Here, ons gaan hierdie pad saam met stap. Here, u sal moet voorsien. Waar ook al ek gaan my vooruit, Here. Here, maak my pad gelyk. En ja, dit is nie altyd maansteen en rose nie. Daar's daar wat jy voel, jy's alleen. En die vanoggend sê vir pastoor,
Net 'n paar maande in die stad tog, sit ek in my tentjie, ek het so 2 man chalet. Hulle noem dit campmaster, maar dit is nie vir 2 mense nie. En ek sit en is donker en ek praat met die Here, ek sê, Here, ek het nog familie, maar alles ook maar hier en daar. Here, ek voel alleen. Want ek is nie gelukkig om familie oral te hê nie. En die Here sê vir my, maar jy het familie. In elke dorp het jy 'n geesvervulde potensies. En ek sal hulle so op jou pad stuur. En dit is waar, daar's daar wat jy kom en jy vra met die Here, Here, hoe gebeur hierdie? Hoe gebeur dit dat U vir ons almal so saam beweeg? Voordat ek afsluit, ek moet stil. Ek moet daar heel agter. Ek ken jou nie van 'n kant af nie, maar iets wat die Here op my hart sit, vir jou sê, dit gaan my wees hoor. You've got it. Jy het dit. Dis ja, as die Here vir jou sê om iets te doen dit ongeag hoe mense dink, jy's mal, mense dink jy is 'n fanatikus, nee. Dis maar net 'n doodgenormale boerseun wat 'n passie het vir die Here. En jou vlammetjie moenie uitbrand nie. Jy moet geconnected wees. Connect met mekaar, familie is belangrik. Geesvervulde familie is belangrik. Amen. Nou jy kan vir my sê, ja, mekaar, ek kan nou nie heel, soos jy om die land stap en iets doen nie. Ek wil iets doen vir die Here. Weet jy waar begin het? Begin by jou huis. Bediening begin in jou huis. En dan jou buurman. En dan jou dorp, jou werksplek. Ek het nou die dag gepraat ek met 'n groep manne en ek sê vir hulle, weet julle wat? Bring die Here terug in jou besigheid. Dit kos jou nie eers 10 minute om te gaan op 'n maandagoggend en sê, boys, kom, laat ons bid. Kom boys, laat ons hierdie plek opdra aan die Here. Jou gesin en weer, jou kinders. Bid oor hulle, spreek lewe. Want enigiets wat jy sê, gaan manifesteer. Vra my, as jy vir jouself die hele tyd gaan sê, dit gaan dit nie maak nie. Ek is vet. Weet jy wat? Jy gaan naderhand so optree. So ja, dis 'n seëning om uit te gaan en God se woord te verkondig. Dis hard. Ek het nooit besef. Ons het altyd gesien hoe die ouens hier evangelisasie doen. Kom hulle by die kerke aan en dan dink jy, ja, dis lekker. Mens besef nie waardeur dit gaan, die prys wat dit kos om dit te doen. Maar die reward van dit, die einde van die dag, om 'n verskil in 'n ander ou se lewe te maak, dis die belangrikste. So ek wil julle los met 'n uitdaging. Vandag in hierdie week, gaan uit en gaan maak 'n verskil. Jy's geroep om werk vir die Here te doen. Begin nou by Spar, waar ook al. Sê vir daai tannie daar agter die til, sê jy klaar betaal het, Jesus loves you. En jy sien daai vonkie. En vonkies, wat maak 'n vonk? Dit maak 'n vel brand. Hy sê, dankie pastoor, dankie vir julle almal dat ek hier kan wees. Net 'n bietjie my geestelike batterye laai. Ja, net 'n plesier. Ja, nog Mense, voordat ons die woord van die Here ontvang, kom ons sluit net die oë. Dankie Here dat ons nou kan kyk en sê, Ons Vader, kom, laat U Gees vanoggend hierdie woord oopbreek. En dat U ons leer om U beter te leer ken. En plaas hierdie inligting, hierdie lewendmakend woord permanent in ons binneste. Onuitwisselik. En gee vir ons ook hierdie motivering en aansporing en liefde in ons harte om doers of the word of God te word. Dat ons dit leef en demonstreer dat U wel gekom het en opgevaar het en ons met U Gees geseën het.
En ons bid dit alles in Jesus Christus naam. Amen. Die woord wat die Here op my hart geplaas het vir vanoggend is vreemd, maar tog bekend. Hoe seker is jy dat ons 'n God aanbid van orde? God van orde, ons is tans in 'n seisoen en 'n tydperk waar soveel goed onordelik is. Ek dink al jy beleef baie meer as ons omtrent dit, soos wat jy beweeg. Maar ons is tans ook in 'n tydperk tussen die tyd wat Jesus uit die graf uit opgestaan en voordat die hemelvaart plaasgevind het, en ek sien nou maar net die kalenders speel hier in die rigting van 14 Mei. Maar ons moet die hele tyd in gedagte hou dat daar iets spesiaals gebeur die dag toe hy uit die graf uit opgestaan het. Maar ek wil eers met julle 'n deel hier uit die woord van God gee, en dit in 1 Korintiërs 14. Is maklik om te onthou, 1 Korintiërs 13 gaan oor goddelike liefde. Dan 1 Korintiërs 14 is daar 'n hele verduideliking van die gawes om te profeteer en die gebruik van die nagmaal en dis meer. Maar ek kan nie sê hy sluit af nie, maar dit is baie naam in die einde, vers 33, staan dit so geskryf: God is tog nie 'n God van wanorde nie, maar van orde en vrede. En dis iets daai wat hy as 'n karaktertrek aan ons almal wil bekend maak en sê, ek is nie hierdie die mekaar God. Baie respek gesê. My koninkryk is nie die mekaar nie. My koninkryk is ordelik. My hele wese is ordelik. En hier is 'n gedeelte wat ek al lankal vir myself gevat het, en ek kan dit nie meer lees in 'n ander Bybel as in die Amplified nie. En hierdie woord kom, en hy gee vir ons absoluut hier 'n bemagtiging, en dit in Hebreërs 11. Hebreërs 11 vers 2 en 3, afhangend wat se vertaling jy lees. En ons weet hierdie Hebreërs 11 gaan oor geloof. Dit leer ons wat is geloof. Maar ek wil begin by vers 3 in die Amplified, en jy kan dit nou maar optel in jou vertaling. Hy sê, by faith we understand that the worlds, en dan verduidelik hy hierdie woordjie in hakkies, during the successive ages, were framed. En dan beteken die woordjie framed, fashioned, put in order, and equipped for the intended purpose. Is dit nie amazing? En ek het dit al gekry dat die Here vir my 'n visioen bring, en hy wys vir my, nou nie Tom Cruise nie, maar die sterre, né? Die sterre wat Tom Cruise gebruik het om sy goed uit te sort, né? En dit is soos 'n amper 'n beduie skerm, dis nie 'n touchscreen nie. Dit is so cool wat lyk. En hy vat 'n ding wat daar op die skerm verskyn, en dan point hom so, en dan trek hy hom so af, en dan sê hy hier wees. En dan vat hy daai ene en dan skuif hy hom so. En so mix en match hy al hierdie items op hierdie skerm. Ek sien hier's 'n paar wat op die fliek gesien het. God doen dit nie so nie. Hy sê, en daar staan dit, hy sê, and equipped for the intended purpose by the word of God, so that what we see was not made out of things which is visible. Ja, en of jy probeer 'n prentjie skets, hoe hy gemaak het, né? Maar hy het nie. Hy het net dit gespreek.
dit net gespreek. En hoe weet ek dit? Dit staan in Genesis 1. Soos jy Genesis 1 net 'n bietjie voor jou oopmaak, en skies, dis nou weer die Amplified, maar dis omdat die Afrikaans nie soveel sê nie. Genesis 1 begin by die begin, né? En dit staan hier geskryf, hy sê, in the beginning God, en dan sê hy, prepared, formed, fashioned, and created the heavens and the earth. The earth was without form, and empty, waste, and darkness was upon the face of the very great deep. The Spirit of God was moving, hovering, brooding over the face of the waters. And God said, let there be light. And there was light. And he saw that the light was good, suitable and pleasant. Dis die betekenis van good. And he approved it. And God separated the light from the darkness. Hoor mooi waar gaan ons. And God called the light day, and the darkness he called night. And there was evening, and there was morning, one day. And God said, let there be a firmament, the expansion of the sky, in the midst of the waters, and let it separate the waters below from the waters above. And God made the firmament, the expanse, en weet julle toe ek het lees, toe besef ek, hier kom die heelal. Ons dink so baie, deur aan die ander kant Mars en Jupiter sit hy op die troon. Hy is beyond dit. Want hier is die bewys van dat hy al hierdie planete en sterrestelsels en alles geskep het in die begin. En dis nie waar hy is nie. Hy is ver verhewe bo dit alles. Maar hy hou dit in stand. Hy hou dit in stand. Maar soos baie wat hier in die Bybel gebeur het dit nie so aangaan. Ongelukkig nie. Het die dinge verder gebeur en ons kan lees daar in Genesis 4, toe kom die sondeval. En Adam en Eva wat deel geraak het van die koninkryk van God om te heers en heerskappy te voer, verbrou dit. En God kom met orde en hy sê, uit die tuin uit. Uit my volmaakte tuin van Eden uit. En gaan luister nou maar vir die koning, wat die vyand is, wat die God van die wêreld is, met 'n klein lettertjie, en ons kyk wat gebeur. En dit het lank aangehou. Dit het baie lank aangehou. Want nie lank daarna nie, toe gebeur dit, dat daar reëse ontstaan het. En God sien weer wanorde. En hy besluit, al manier is, hy moet 'n uitgesoekte gesin kry, wat nie contaminated is nie, en hy bring die sonvloed. En hy maak skoon. En daar's Noag. En daar's Abraham, Isak en Jakob. En so verloop die tyd. En in die tyd gebeur dit dat hulle weer aanjaag. En hy laat toe dat die Egiptenare hulle wegvoer en hulle gebruik hulle as slawe 430 jaar lank. Picture dit, 5 generasies. Tussen hierdie swings en kakkoppe en slange en alles wat boos
en sleg is. En die nasie wat God besluit het, is in wanorde. En hy maak hulle op mekaar en is al gekerm en gekla, want hulle is slawe. En God besluit, okay, ek sal julle red. En hy roep vir Moses, nadat Moses 40 jaar rondgeswerf het, as gevolg van kwaaddoenery, en hy sê vir hom, gaan haal my volk. En hulle is gaan haal. En hy bring hierdie plus minus 600.000 mans, en 10 keer het hulle allemaal vrouens gehad, en het hulle elkeen 5 kinders gehad, 4, 3. Besluit jy self, massas, kom ons sê 1,2 miljoen mense, lei hy uit Egypte uit. En hy sien, ek het 'n groot probleem op die haas. Want hulle was 430 jaar in 'n heidense land. En hulle maak net hulle wil, want hulle dink hulle is nou vry, en God het hulle gekerm gehoor, en hulle is hierdie volk. En Moses sê, my Here, my God, help my. En hy het hom toe die Exodus 20, die 10 gebooie skryf. En hy bring wette, sodat daar wet en orde kan wees. En dis nie al nie. Hy sê, dit werk nog steeds nie. Hulle moet verfynd gecoach word. En so kom die Moseswette, wat daaruit volg in Numeri en Deuteronomium. Al die Moseswette wat sê, as jy 'n lemoenboom het, die eerste gedeelte van die lemoenboom gaan na God toe. En jy mag nie op 'n Sabbatdag stap nie. En jy moet sus en so en die en daai. Want dit is bedoel vir hulle wat skraffie was. Hulle kom uit 'n heidense land uit. En God besluit, deur hierdie klomp wette, is dit die enigste manier om hierdie spul heilig te kry. En so, ek wil net hier staan voor die kant van, duiwel dit aan tot in die Nuwe Testament. Want tot met die laaste profetiese boeke kan ons agterkom, hulle was nie daar nie. Hulle het gesondig en hulle het verkeerde besluite geneem. En toe breek die tyd aan dat Jesus gebore word. En Lukas 2 sê dit so mooi, daarvan vers 8 tot 20. Die Messias, ons redder, wat ons nou hier gevier het. Hy het gekom, en hy is geleer, hy het mens geword, hy het volwassene geword, en op 30 is hy gekruisig. En hy is gekruisig ter vergifnis van sondes. En God het besluit, hy maak dit makliker. Nie dat ons gearrive het, maar hy maak dit makliker. En hy sê, daar's nou een gebod. Jy moet die Here jou God lief hê met die hele hart, siel en verstand, en so ook moet jy jou naaste lief hê soos jouself. Dis wat die hele wet en die profete saamvat. Dis die Ou Testament. Maar so gebeur het dat Jesus ongelukkig sterf en hy staan op. En dit gebeur alles en word beskryf in Johannes 20. En jy kan gerus in toe blaas, ek sal 'n bietjie die Engels los. Johannes 20, my opskrifie van my Bybel staan daar, die leë graf. En ek wil hê jy moet dit picture. Dit is
Sondagmôre vroeg vers 1, toe dit nog donker was, kom Maria Magdalena by die graf en sien dat die klip van die graf weggerol is. Sy hardloop toe en gaan na Simon Petrus en dat dit is, en weet wat, ek glo nie Petrus het langs op die grafplaas gebly. Sy hardloop na Petrus toe en sy sê, hulle het die Here uit die graf weggevat en ons weet nie waar hulle hom nou begrawe het nie. En Petrus en die ander disippels het toe uitgekom en na die graf toe gegaan. Die 7 het saam begin hardloop. Lewendig nuuskierig. Ek wil ook sien, hoe kan dit wees? Maar die ander disippels het vinniger as Petrus gehardloop. Petrus was soos ek. En eerste by die graf gekom, né? Toe hy vooroor buig sien hy die doeke lê, maar hy het nie ingegaan nie. Nou het Simon Petrus ook daar aangekom en hy het in die graf ingegaan. Jy moet nou onthou, dis daai tyd, die mense was bang vir die dooies. Hy sien toe die doeke daar lê, ook die doek wat om Jesus se kop was. Mense asseblief, kom stop net hier. Moenie die gedagte picture van 'n mammie nou nie, né? Maar hoe dit gewerk het, hulle het 'n spesifieke cloth, wat hulle 'n vaatdoek, waslap, kopdoek, maar al wat dit was 'n lap wat voor die gesig van die persoon se oë en gesig was. En dan het hulle hom verder toegedra. Okay? Maar die spesifieke lappie het nie daar gelê by die ander nie. Want hier staan weer, maar was een kant afsonderlik opgerol. Dit is nou weer 'n vertaling op sy eie. Party praat van spesiaal gevou. Hoor maar. Maar wat gebeur het? Hier is nou nie 'n laag. Maar hulle het daai kopdoek gevat en so, hulle hom gevind het, was hy so getwist. Dis oprol, nie? Elkeen sy eie manier. Jy kry Karine en Maak en Danilo en so. Elkeen sou dit anders oprol. Maar hierdie doek was so getwist en was netjies neergesit en daar gelaat deur ons Here Jesus Christus. Orde was weer ter sprake. Die God van orde het kom en gemanifesteer deur die Seun. En ons kan sien, dit het absoluut 'n diepgaande simbool gehad wat hy vir ons wil wys maak en gesê, hier's geen chaos gewees. Die lappe het van my afgeval. Ek het die kopdoek, waslap, getwist en neergesit. Dat die mense kan sien, hulle het hom nie weggevat net nie. Want as hulle die liggaam wou steel, was die goed nie gedoen nie. En hy sê vir hulle, is my boodskap. Ek het die graf ordelik verlaat. En dis presies wat hulle in die Ou Testament in die Joodse tradisies gedoen het, sou hulle geëet het. As hulle nie klaar geëet het en so geëet het dat hulle nie weer gaan terugkom nie, dan druk hulle hom seker nie oorskiet. Maar as hy net 'n draai gaan loop, dan sê hy,
Ek kom weer. Ek kom weer, daar's hoop. Ek gaan weer kom. En dit moet vir jou vandag sê, daar's nie net woorde ter sprake nie, daar was simboliek. Daar kom ook 'n simbool van voltooide werk. Voltooide werk is deel van die simboliek van die lam. En hy sê vir ons, ek kom terug. Ek kom weer. Alles is nie verby nie. Ek is 'n God van orde. Ek het nog meer planne as dit. Ek sal volgende Sondag verder gaan. Maar kom ons volstaan by die kop toe van God se orde. Want hy het 'n hinkering dat hierdie ding sal voortgaan van orde. En die Here gee vir my 'n woord en hy sê, to be respectful. Kom ons lees dit. Grote God en Hemelse Vader, dankie Here vir hierdie gedagte vandag wat U kom tuisbring het met U woord. Dankie dat U lewe en die graf en die dood oorwin het. En dat U in lewe is. Dankie dat ons weet dat U nog verder met ons bemoeienis wil maak. Dat U ons verder wil afvaardig, bekragtig. Dankie vir die woord, soos U dit in die Amplified geskryf het, we are complete in Christ. Dankie Gees van God, dat ons nooit hoef te wonder, hoe gaan ons dit regkry? Hoe gaan ons weet wat om te sê of te doen nie? Dat U is almagtig en U gaan vir ons sê en ons bid dit in Jesus Christus naam. Amen. Ons gaan nou afsluit met die laaste lied en ons gaan die Here loof en prys en dan gaan ons weer kans gee om die koninkryk te saai en ja, dan gaan ons vandag lekker saam met kalkuier in die saal.